Jy is 'n seun van die Allerhoogste God, deel 2. Die doel van hierdie reeks is om die waarheid oor die kennis van die Seun van God in die Bybel uit te wys en hierdie kennis gebruik om te groei tot 'n volwasse man of 'n dogter tot die mate van die volle grootte van Christus. Lees eers weer Johannes 10 vers 27 tot 38 as jy nog nie deel 1 geluister het nie. Die tweede stelling wat Jesus gemaak het, is die volgende. Hy het gesê, ek en die Vader is een. Nou die vraag natuurlik is, jy ook een met God die Vader, net soos Jesus is? Nou weer eens, ek gaan nie my kommentaar lewer nie, ek gaan net vir jou lees wat in die Bybel staan. Johannes 4 vers 24 sê, God is gees, en die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. En dan in 1 Korintiërs 6 vers 15 tot 17 maak Paulus 'n baie interessante stelling. Vernam in vers 17, hy sê, weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek die lede dan van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, glad nie. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Want die twee sê hy sal een vlees wees. Hoor nou hierso, maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Kan jy sien, omdat ek en jy die Here aanhang, is ons ook een gees met die Vader. Jy kan dus met groot vrymoedigheid sê, God is my Vader, en hy is binne in my, en daarom is ek een met hom. Die derde stelling wat Jesus gemaak het, is die volgende. Hy het gesê, die Vader is in my, en ek is in die Vader. Nou God die Vader was in Jesus toe hy op aarde was. En dit is hoekom hy die werke kon doen wat hy gedoen het. In Johannes 10 vers 37 en 38 sê hy, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle my nie glo nie. Maar as ek dit doen, al glo julle my nie, glo die werke dat julle kan erken en glo dat die Vader in my is en ek in hom. In Johannes 14 vers 11 sê hy, glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my ter wille van die werke self. Is God die Vader ook in jou en jy in hom, soos in Jesus? Weereens, kom ons lees dit. 1 Johannes 4 vers 15 sê, elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. In Efesiërs 4 vers 4 tot 6 staan daar, dis een liggaam en een gees, soos julle geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop. Luister nou mooi, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Kan jy sien waar God is? Hy's oor jou, deur jou en in jou. 1 Johannes 5 vers 20 sê, ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Kan jy sien dat jy deel is van Jesus Christus, wat die waaragtige God en die ewige lewe is? In Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. 1 Johannes 3 vers 24 sê, hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom. Hierna weet ons dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy ons gegee het. Kan jy sien, God bly in jou en jy in hom? 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle bly nie? Handelinge 17:24, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is,
woon nie in tempels met hande gemaak nie. 1 Korintiërs 6 vers 9. Weet julle nie dat julle 'n liggaam, 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie. Nou ek en jy bely mos dat Jesus die Seun van God is, en daarom bly God in ons en ons in hom. Jy kan dus met groot vrymoedigheid, net soos wat Jesus gesê het, God is my Vader en hy bly in my en ek in hom. Nou die vierde stelling wat Jesus gemaak het, hy het gesê, ek is die Seun van God. Nou is jy ook God se seun. Weereens, kom ons lees wat die Bybel sê. Romeine 8 vers 16. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Vers 14 van Romeine 8 sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Galasiërs 3:26. Julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. En dan skryf Johannes in 1 Johannes 3 vers 1 tot 2. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God. En is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Hoor nou hierso. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. En dan sê Galasiërs 4 vers 7, daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar jy's 'n kind. En as jy 'n kind is, dan ook erfgenaam van God, deur Christus. Die Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Jy kan dus met groot vrymoedigheid sê, net soos wat Jesus gesê het, God is my Vader, en ek is sy seun. Nou ons het sover in deel 1 en deel 2 van die kennis van God hierdie 4 belangrike punte geleer. Mediteer daaroor, bid daaroor en maak dit jou werklikheid. Nommer 1, jy is uit God gebore. Nommer 2, jy is een gees met God. Nommer 3, God bly binne in jou en jy is ook in hom. Nommer 4, God is jou Vader en jy is sy seun of sy dogter. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir die openbaring van Jesus Christus en die kennis wat ons kan verkry om gevul te word met al u volheid. Ek wil afsluit met hierdie persoonlike vraag om oor na te dink. Glo ek dat God in my is en ek in hom? Deel asseblief hierdie boodskap en onthou, jy kan nie hierdie inligting net een keer lees of luister en dink jy gaan dit verstaan nie. Jy moet dit jou eie maak, maak dit deel van jou, bid daaroor, maak dit deel van jou alledaagse lewe, totdat dit 'n werklikheid in jou lewe word.